Goeiemôre al julle mooi mense, dit is maandag vandag en dis die 9de Junie en ek is dankbaar. Al is dit 'n bietjie koud, ja, ek het 'n wessie hier onderaan en ek is lekker warm. Julle weet mos, ek hou nie van die koue nie. So is ek dankbaar vir die feit dat ek 'n dak oor my kop het, dat ek kan asemhaal, dat ek gesond is en die voorreg wat ek kan hê om met jou te kan praat. Dis altyd 'n voorreg, want jy weet, die woorde wat uitkom is saad. En wat ook al jy saai, gaan jy maai. Onthou julle daai ou versie, in Spreuke 18:21 wat sê dood en lewe is in die mag van die tong en hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So ek gaan nog baie vrugte eet van die saad wat ek gesaai het. So maak seker dit wat jy saai is goeie vrugte wat jy op jou ou dag in eet. Nou ja, ek gaan elke dag wil ek goeie vrugte saai. En ek vra die Here om vergifnis vir enige slegte vrug wat ek met my mond gesaai het, dat ek dit nooit mag eet nie. Nou ja, hier kom hy. Hier's 'n baie interessante ding. Ek wil vanmôre met iemand praat wat in die bediening is, wat dalk swaar kry. Iemand wat dalk nie weet waar jou volgende bord kos vandaan kom nie. Iemand wat dalk ek wil amper sê sy lewe afgelê het om vir die Here te gaan werk. Ek ken sulke mense. Ek het groot geword in so 'n huis. My ouers was sendelinge. Ek is in Zimbabwe gebore. Ek dink ons familie het gedink my pa's van sy kop af. Hoe kan jy alles los in die 50er jare en daar in die boendoes gaan bly? 5 jaar het ons gebly in 'n huis sonder elektrisiteit, sonder die wering. Ek en my broer Louis was laas jaar daar en groot was ons oë om te sien hier het 'n pa en 'n ma gebly met 6 kinders in 'n klein huisie, maar vir een rede, vir die Here se werk. Wat 'n voorreg. En gisterand praat ek met een van my seuns en dit kom na my toe, dat al die voorregte wat ek vandag het, is as gevolg van die vrug wat ons het, die oes wat ons kry, vir die saad wat ons ouers gesaai het. Ja meneer, hierdie werk wat jy vir die Here doen, doen jy nie verniet nie. Jy los 'n legacy. En daai legacy, eendag het iemand gesê, jy los 'n slipstream waarin jou kinders gaan wees en hulle kinders gaan geseën wees tot in die 3de en die 4de geslagte. Ek kan dit sien. Dit het in my lewe gebeur. Hierdie jaar het ek die voorreg om in Augustus weer so toe te gaan. Daar's 'n massiewe groot konferensie waarna ek uitgenooi is en waar ek die spreker gaan wees. 60 jaar na my ouers daar was. Wat 'n voorreg om so baie mense te sien. Saad van die woord wat hulle gesaai het, maar ek wil jou iets vanmôre lees vir jy wat kosbaar is, wat bereid is om die evangelie van Jesus Christus al het jy net daar op jou plaas 'n ou klein selgroepie. Jy saai saad. Nou ek wil vandag vir jou sê, hoor wat sê Jesus. En onthou as Jesus praat, praat God die Vader. Hulle het uit een mond uit gepraat. Nou hoor 'n bietjie wat sê hy. Lukas 18 vers 28. Right, ek sê nou vir jou wat die Bybel sê en ek weet jy glo my ou vertaling. Toe sê Petrus, kyk ons het alles verlaat en u gevolg. Is asof hy sê, Here, wat het ons nou eintlik uit hierdie deal het gekry? Here, ek kan nie eintlik mooi huise sien en karre sien en kamele en perde en lekker. Here, ons het alles gelos. Ons het alles gelos, Here, maar ons sien niks. Hoor 'n bietjie wat antwoord Jesus hom. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle. Wat beteken voorwaar? Hy baie sterk deurgekom sê, manne, julle moet my hoor vandag. En dat hy kan nie jok nie. Hy is die waarheid. Nou praat hy die waarheid en hy sê vir hierdie manne, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, of ouers, of broers, of 'n vrou, of kinders verlaat het, ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe wat in die eeu daarna sal kom. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? As baie wat in jou toe kom. Baie. Die verborgde skatte, wat God kan sien, wat jy nie kan sien nie. Die saad wat gesaai is. Nou het iemand in my kantoor gesit en gesê, ek onthou die dag toe ek down en ander was, toe het jy vir my gebid, en dit het my laat opstaan. Regtig? Ek kan dit nie eens onthou nie. Maar hier staan die vrug voor my. Hy sê die saad wat gesaai is. Nou my vriende, ek wil vandag vir jou sê, ek wil nie oor my praat of oor my kosbare ouers nie, maar elke dag saai ons saad. Vir wie? Vir 'n legacy.
vir ons kinders wat na ons kom, vir 'n slipstream, vir hulle wat na ons sal kom. Hoekom? Want as die Here vandag vir Dawie Spies sien, dan sien hy vir oom Vaan Spies en tannie Silie Spies wat hulle lewe gegee het vir die Here. Wat 'n kosbare legacy. Ek kan net vanmôre dankbaar wees dat hierdie skrif waar geword het. My ouers het dit nie breed gehad nie. Almal wat hulle ken weet waarvan ons praat, maar hulle was skatryk. Hulle was skatryk. Wat hulle gehad het, is nie wat hulle gehad het nie, of hoeveel hulle gehad het nie, maar is wie hulle gehad het. Hulle het Jesus gehad. So vanmôre wil ek vir jou sê, jou kosbaarste skat wie jy kan hê, is om alles te fokus, om Jesus te volg. Vanoggend het iemand my gebel, vroeg vanoggend, 'n persoon wat alles gelos het, voltyds vir die Here werk. Sy sit op die oomblik in die Oos-Kaap, daar waar niemand haar sien nie, maar sy's besig om saad te saai vir die ewigheid. Groot oes is op pad. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is jou oes? Wat is jou oes op hierdie stadium? Ek en jy het nog tyd. Ek en jy het nog tyd. Kry saad in die grond. En die woord wat jy het, is die saad wat jy bymekaar maak in jou hart, en jy met daai saad gaan uitsaai. Want dis koninkryk, dis vir die ewigheid. Vanmôre wil ek vir jou bid. Here, baie dankie vir 'n splinternuwe dag, vir nog 'n geleentheid om saad te saai, vir die koninkryk, vir die legacy, vir die nalatenskap. En eendag, Here, gaan alles verby wees. Dan gaan ons rekenskap doen oor al die saad wat ons gesaai het. Mag ons die oes en die vrug daarvan beleef. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde, suksesvolle, wonderlike week beleef, met die wete, dat jy altyd sal weet, dat Jesus jou lief het, en dat jou beste nog steeds op pad is. Totsiens, tot 'n volgende keer.